Goeiemôre. Ons teksgedeelte vanoggend is Matteus 6 vers 5 tot 15 en ek gaan vir ons lees hier van vers 9 waar die Here sy disippels leer dan ook om te bid. Dan sê hy: Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ons het nou die voorreg gehad om by ons kinders in Amerika te gaan kuier met die geboorte van ons kleindogter. En dit is in hierdie tyd waar die woord geborge vir my eintlik nuwe betekenis weer gekry het. As 'n mens gaan kyk na hierdie kinders, kleintjies wat gebore word, hoe klein hulle is, en daai absolute vrede om te lê in die arms van 'n pa of 'n ma is ongelooflik, nê? As 'n mens gaan kyk hoe hulle ontspan, hoe hulle bewus is van hulle ouers se teenwoordigheid en hoe daardie pa en ma eintlik vir hulle 'n gevoel van veiligheid en geborgenheid gee. As mens gaan kyk na vanoggend se gedeelte waar die Here vir ons leer oor gebed, werk die Here in die eerste plek met die beginsel natuurlik dat God ons Vader is. En die wete dat hy ons Vader is, skep ook by ons eintlik 'n gevoel van geborgenheid, van behoort, en dat ons weet dat die Here eintlik alles van ons al weet. Hy weet wat ons nodig het. Daarom is dit dat hierdie gebed eintlik ook praat vanuit 'n vertrouensverhouding ook teenoor die Here. As hierdie pragtige boek I Dare to Call Him Father, wat geskryf is deur 'n Pakistani moslim vrou, Blishkot Sheikh. En sy sê wat vir haar tot geloof gebring het, was juis die ontdekking dat God 'n Vader is. Sy was getrou in die moslim geloof, sy was 'n baie welgestelde en invloedryke vrou, en nadat haar man oorlede is, moes sy leer om op haar eie voete te staan. Sy het begin om die Koran te bestudeer, en daar het sy geleer van Jesus, en agtergekom dat die Koran eintlik baie van Christus praat, en toe die Bybel gelees om uit te vind, maar wie is hierdie Jesus waarvan hier gepraat word? En Romeine 9 vers 25 tot 26 het haar lewe ingrypend verander, waar sy sê: Hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees. En haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees. Julle is nie my volk nie, sal hulle geroep word om kinders van die lewende God te wees. Hierdie beeld van God as 'n Vader, God wat liefhet, 'n God wat sorg, by wie ek tot rus kan kom, het eintlik vir haar dan ook tot geloof gebring. Toe haar kleinkind siek geraak het, het die dokter vir haar gesê dat sy tot God moet bid, en aangesien sy 'n baie goeie verhouding gehad het met haar aardse vader, was dit vir haar maklik om op hierdie manier dan ook met God te praat. Die Onse Vader gebed wil juis hierdie gedagte by ons tuis bring. Daarom is dit dat gebed nie 'n vertoning is vir mense nie, maar 'n eerlike toenadering tot God die Vader. Daarom dat die Here sê, moenie soos die skrifgeleerdes in Openbaar bid nie, hy wys nie openbare gebed af nie, maar hy praat hiervan, moenie met 'n stortvloed woorde of om gesien te word te bid nie, maar gaan na die binneste kamer, wat gewoonlik die pakkamer was in die huis, en daar sal jy God hoor, en sal jy God vind, want hierdie Here weet wat ek en jy dan ook nodig het. Die gebed wat dan gebid word vanuit my verhouding tot God die Vader, in die eerste gebed, is die erkenning van God se vaderskap oor my lewe, dat sy naam geheilig sal word, dat sy eer bo alles en almal sal staan. Die tweede gebed is ook 'n gebed dat die koninkryk van die Here mag kom, nie net wat God se heerskappy in die wêreld betref nie, maar ook sy koninkryk in my lewe, nê, dat ons eintlik daardeur kom bid om te sê, Here, maar kom heilig my, kom vorm my, kom maak u koninkryk dan ook in my lewe dan ook sigbaar.
Die derde gebed is dat sy wil op aarde sal geskied, dat dit nie sal gaan oor ons nie, maar eintlik oor God en oor wat sy plan en God sy wil vir ons lewens is. Die vierde gebed gaan oor die gebed vir die daaglikse brood. En die woord episeion kan 4 betekenisse hê. Dit kan verstaan word as gee my daaglikse brood, gee vir my alles wat ek nodig het vir hierdie dag. Dit kan ook wees dat dit wys op die woord bestaan, gee vir my bestaansbrood, gee vir my kos vir hierdie dag. Dit kan ook wees dat dit dui op die volgende dag, gee ons die brood wat ons nodig het vir môre, of dat dit na die toekoms kan verwys. Gee ons ook die brood wat ons vir die toekoms dan ook nodig het. Maar hierdie totale geloofsvertroue in die Here, daardie berusting in God, onbesorgdheid om te sê, die Here ken, die Here sal voorsien en sal sorg ook in my lewe. Die 5de gebod is natuurlik ook 'n gebod dat die Here ons mag vergewe, en is in die verlede tyd geskryf, soos ons skuldenaars vergewe het. Soos wat ons vergewe het, hierdie behoefte dat die Here ook ons sal vryspreek en sy genade ook oor ons sal hê. En as hy bid in die 6de gebed, laat ons nie in versoeking kom nie, beteken dit, lei ons nie in 'n tyd van toetsing nie, help ons dat ons nie sal sondig nie, maar regtig sal vashou ook aan u wil. Wat vir my uitstaan van hierdie gebed, is dit 'n gebed wat spreek vanuit 'n geloofsvertroue in die Here. Dit gebeur vanuit 'n intieme verhouding met God, daarom die erkenning dat hy die Vader is oor my lewe. En my gebed is ook vandag dat jy daardie geborgenheid sal ervaar, ook in jou eie verhouding met die Here, as 'n Vader wat vir jou ook liefhet, en wat hoor en wat voorsien ook in jou lewe. Kom ons bid saam. Here, seën ons in hierdie dag, en help vir ons, Here, om aan u vas te hou en te glo en te vertrou, dat u die Here is wat ons ken, wat weet wat ons nodig het, maar dat u wil en u koninkryk ook in ons lewe sal geskied. Amen.